kom ons gesels momenteel oor Theo, ek sal dit nie 'n lang lofrede maak nie, want met jou rekord kan 'n mens natuurlik 'n uurlange lesing gee op sigself. Dit begin sekerlik met jou eie MA-tesis met daai fantastiese titel Afrikaans in beweging, wat iets is waartoe baie van ons in die veld nou nog teruggaan. Latere publikasies sluit in Afrikaans en taalpolitiek uit 1987, wat sover my wete strek die eerste publikasie is waar die belangrike werk van Ahmed Davids bekendgestel is aan 'n groter gehoor. 'n Bron wat ek self baie gebruik en wat my studente ook baie gebruik, is die boek wat jy saam met jou jarelange kollega en ek dink ook vriend Cas de Prez gedoen het, die boek Multilingualism in Government. Ons ken jou natuurlik as die persoon wat absolute sleutelrol gespeel het met die tolkdiens tydens die Waarheid en Versoeningskommissie. Ons ken jou as die hoof of die voormalige hoof van die eenheid vir taalfasilitering en bemagtiging aan die Universiteit van die Vrystaat. Ons weet jy het bitter baie wetenskaplike artikels en bitter baie wetenskaplike boekhoofstukke en boeke gepubliseer. Ook die baie belangrike werk aan die Suid-Afrikaanse taalregte monitor. Baie van ons ken jou van 'n voorletter en van voor op die plekname woordeboek. Natuurlik nog 'n fantastiese stuk werk is jou werk in die toponimie. En laastens, maar sekerlik nie die minste nie, as 'n kampvegter vir gebaretaal wat ook 'n sleutelrol gespeel het in die erkenning van gebaretaal uiteindelik as 'n amptstaal van ons land. Theo, jou werk in veeltaligheid, in taalbeplanning en in taalbeleidsstudie is vir ons almal geweldig interessant, geweldig belangrik en geweldig betekenisvol. En dis 'n vreeslike groot voorreg om jou in hierdie gehoor bekend te stel. Ons sien baie uit om na jou te luister. Baie welkom en baie dankie. Thema het eintlik ontstaan by die reaksie wat ontvang was by Suid-Afrikaanse gebaretaal se teoretiese erkenning as 'n amptelike 12de taal, 12de amptelike taal. Hulle wil nie hê mens moet sê die 12de nie. Die hele ding is heel positief ontvang. Marius, ek moet wel jou bietjie korrigeer. Ek was een van die enigste stemme wat gekant was teen die verampteliking van gebaretaal en ek het goeie redes gehad om dit te gee en ek gaan dit heel teen die einde van die lesing ter sprake bring, maar nietemin. Ramaphosa het aangegaan oor die belang van die erkenning van regte en dan is baie klem gelê op inklusiwiteit en van die kommentare wat nou gegee is. Pansat het so van 'n waarskuwing gegee, dinge moet net nie simbolies wees nie. Nou die twee dinge, inklusiwiteit en simboliek, kom nou vanaand gereeld ter sprake. Van die kritiek daarop was hoe implementeerbaar is hierdie hele gedoente. Nou die ontnigtering wat toe nou nie te lank daarna ingetree het nie, het nou 'n klomp vrae laat ontstaan oor die hele kwessie. Want so 6 maande na die jeuglike veramptelikingsgeleentheid het die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, Pansat en met die klem op sat, het 'n beraad gehou spesifiek oor gebaretaal. Hulle het eintlik met so 'n reeks begin, dinkskramps ensovoorts, waar 'n advokaat van die Departement Justisie toe nou met 'n brander gekom het, toe hy in sy aanbieding by die Kongres of by die Indaba te kenne gegee het dat daar nie 'n manier is hoe die regering gebaretaal as 'n amptelike taal kan implementeer nie. Maar die belangrike ding wat hy daar bygevoeg het, is dat indien hulle dit tog gaan doen en voortgaan daarmee, dan gaan ons opeindig in presies dieselfde situasie met gebaretaal as waarin die gemarginaliseerde amptelike tale beland het. En hier praat hy nou van die Bantu-tale, of wat ons nou noem die Sintu-tale, dis die 9 Sintu-tale. Hy praat nou nie van Afrikaans hier nie. En dit het
die gehoor letterlik stil gehad. Nou dit hou verband deels met die fynskrif van die grondwetlike hersiening, wat bepaal dat hierdie wet, die hersieningswet, eers van krag raak wanneer die staatspresident dit geproklameer het. Nou, julle weet hoe vinnig ons staatspresident met proklamerings is en eintlik met dinge oor die algemeen. So dit het nou nog nie gebeur nie, soos ons nou hier sit. So tegnies is gebaretaal daarna nog nie 'n amptelike taal. Die hele Betalia het nou die vraag na vore laat kom, is dit nou so dat die staat dan eintlik nie sy taalmandaat uitvoer nie, want dit was die implikasie van die advokaat se stelling daar. En dan kom die vraag daarby, wat 'n rol speel taalwetgewing hierby, want nou uiteraard ons sit hier met 'n grondwetwysiging wat van 'n grondwet waarin baie direkte opdrag gegee word oor monitering van taalbeleidsimplementering deur middel van wetgewing. So wie doen nie hulle werk nie, en dan het ek nou maar vir ons doeleindes vanaand net so 'n stukkie aangeflans oor die implikasies vir minderheidstale, maar ek moet mense teleurstel, ek gaan eers teen die einde weer daarby uitkom. Dit word eintlik deurgaans geïmpliseer. Ek wil die ding so aanbied, net 'n paar teoretiese kwessies, eintlik maar goeters oor hoe mens die hele ding van amptelike tale moet verstaan en daarmee omgaan en so aan. Die ondersoekmetode wat ek gebruik het, in die artikel wat in Tydskrif vir Geesteswetenskappe gepubliseer is, waarop ek nou vanaand se voordrag laat rus. Dan moet ons kyk na taalwetgewing in Suid-Afrika en wat ons daaruit kan leer omtrent taalbeleidsbenaderings en wat nou nodig is. En dan natuurlik die wetlike taalmandate van verskillende instansies wat nou deur die grondwet bepaal word, veral omdat die grondwet vereiste het dat taalbeleidsimplementering deur middel van wetgewing gemoniteer moet word. En dan die resultate aanbied van die analise wat ek gemaak het, dan staan by vooruitsigte, maar heel versigtig, want ek wil nie my regtig uitlaat oor wat nou nie, maar ons moet tog daaroor praat, en miskien kan mense dan daaroor bydraes lewer. Ek is seker daarvan mense baie vindingryke idees, ten minste beter as wat ek kan voorstel. So, 'n belangrike ding om te begin mee is dat 'n mens moet verstaan daar's verskillende tipes amptelikheid. En mense raak 'n bietjie vas oor hierdie dinge, maar dit is hoe dit in die wêreld funksioneer. En was al 'n hele ruk terug deur Ralph Cooper, professor van Jerusalem voormalig, hy is ook al oorlede, uitgewys. En dat jy die statutêre amptelike taal, en dit is wat op die wetboek staan. Maar dit beteken nie op sigself iets nie, want wat iets beteken is, wat doen jy nou met daai statutariteit? Daarom kry jy dan amptelike tale wat grootliks simbolies gebruik word. Sien dit in Ierland byvoorbeeld met Iers. Dis 'n amptelike taal, maar sy funksionering is grootliks simbolies. En hoe meer jy na die westelike deel toe gaan en die bier lekkerder raak, hoe meer kry jy wel Iers. Maar in die hoofsentra moet mens nogal sukkel om Iers te kry. Daar's 'n grappie van 'n taalnavorser wat probeer opneem met wie praat Iers, en op die einde tot die gevolgtrekking gekom het dat dit beeste is. Want dis al spesies by wie hy reaksie gekry het. Dan die groot vraagstuk is eintlik, watter tale word
aangewend vir die werkinge van die regering van die staat. Dit is eintlik waar jou ding gedoen word. En dis eintlik wat baie keer genoem word die de facto amptelike taal of tale, want dit kan meer as een wees. Wat van belang is ook waar word hierdie tale aangewend. Nou, Josef Toure het jare gelede al die domeinafbakening gemaak, en dis die domeine waarvan ek nou praat, waar binne mens dan nou moet gaan kyk, wat gaan aan. Die wetgewende domein, dis natuurlik dan nou die wetgewer, en sy verrigtinge en dinge, en dan sy uitsette, die wette wat ter boek gestel word. Die regsplegende gesag is dan ook 'n domein van taalgebruik. Uiteraard die howe en hulle verrigtinge en hulle uitsprake ensovoorts. Die staatsadministrasie speel dan ook 'n sentrale rol, en dis ook 'n belangrike domein waar binne die amptelike taal aangewend moet word. Ons praat nou van die statutêre amptelike tale, mits die voorskrifte dit natuurlik vereis, maar in ons geval word dit wel vereis. En natuurlik dan altyd die onderwys, en dit is jou kerndomein, want dit is waar jy die vaardighede vaslê oor wat nodig is vir die amptelike taalbestel om te kan funksioneer, soos voorsien word deur die wette van die land. Dit is 'n primêre ding. Hy speel natuurlik ook 'n belangrike rol in taalburgerskap en al daai dinge, maar ons gaan nou nie daarop ingaan nie. En dan, soos ek genoem het, is taalwetgewing deurslaggewend, is eintlik ook voorskriftelik. Nou, waarvan ons moet kennis neem is die twee tipes. Wat mense soms vergeet is dat sekondêre taalwetgewing ook belangrik is, waar regulasies en beleid neergelê word. Maar van belang is natuurlik uiteraard die wette en ook die regspraak, wat 'n baie belangrike element van taalwetgewing is. Ek dink laastens, hoeveel amptelike tale het mens nou nodig om te kan funksioneer? Nou, Jonathan Pool, het nou al klompie jare gelede ook 'n baie nuttige studie gaan doen, en selfs met ingewikkelde formules om vas te stel wat kan en wat kan nie. En hy het vasgestel, en my goeie ou vriend Cas de Pre, waarna Marius verwys het, wat ook al oorle is, het ook al dit gesê, maar hy het dit natuurlik maar geëko van Jonathan af. En dit is, jy kan nie met meer as 3 amptelike tale enigstens funksioneer nie. 'n Staat kan nie, definitief kan 'n chaotiese staat soos ons nie, en ook een wat nie eintlik regtig geld het nie, omdat die geld verdwyn. Maar dit is jou maksimum, meer as 3 kan nie. Daarteenoor staan natuurlik die ideaal van billikheid. Soos dit selfs in ons grondwet ingeskryf is, waar die neiging is om meer tale terwille van inklusiwiteit te gebruik. Dit is mos nou die kodewoord, inklusiwiteit. So trek tale by, nie terwille van funksionering nie, maar terwille van simboliek. En dit is die soort van benadering wat soms eintlik uitval in 'n egalitêre benadering, wat op niks uitloop. Ek het van Spolsky se domeinanalise gebruik gemaak, dat hy baseer dit ook maar op Joshua Fishman se werk en ander. Maar dit is wat binne 'n taaldomein gebeur, word bepaal deur die plek waar die gesprek of die interaksie plaasvind, wie deelneem
en waaroor gepraat word. En dis hoekom taalrepertoire so 'n belangrike rol speel. En natuurlik het mens ook te maak met die laagfunksies, hoe funksie ding wat op die glossie uitloop en al die van dinge, tipe dinge, die dinamiek wat binne so 'n domein plaasvind. Soos ons nou na die wetlike domein kyk, dan praat ons van 'n ander tipe taalgebruik wat nodig is, ander taalregisters wat aangewend word, ensovoorts ensovoorts. So die mense wat binne daai domein funksioneer, moet ten minste die nodige taalrepertoire het wat pas by daardie domein. Dit is 'n mooi vraagstuk daai, en ek wens ek kan daarop ingaan, want dit is 'n bietjie van 'n thriller binne die Suid-Afrikaanse opset, en die hele vraag van oor taalrepertoires is eintlik waarmee ons daagliks in die tale op kampus mee stoei en waar ons die wedstryd totaal verloor het. Want die hele kwessie van taalrepertoire is 'n hengse groot woord binne ons studentepopulasie. Maar nietemin, wat het jy nodig om te kan funksioneer binne byvoorbeeld die wetgewende wetlike domein van taalgebruik? En dan kry jy natuurlik ook binne die domeine eksterne en interne dinamiek. So van die een domein kan natuurlik oorskuif na die ander, die mekaar beïnvloed, so wat in een domein begin gebeur en uitkristalliseer kan oorspoel. Nou anders sê Spolsky ook, en baie keer gebeur dit ook as gevolg van die media en die filmwêreld en al daai dinge. En 'n ander belangrike ding om gedagte te hou is ook 'n ding wat Fishman lank gelede gesê het, is dat tale binne bepaalde registers funksionele lading kry. Jy kan dit in hedendaagse terme noem as taalkaping of registerkaping, om meer korrek te wees. Latyn was die taal met daai lading in 'n sekere tyd van die westerse geskiedenis. Frans het in 'n stadium 'n bepaalde lading, en so gaan dit aan, maar tale kan uit daardie bevoorregte kapingsposisie geskei word, maar dit verg nou nogal 'n bietjie van 'n metode. Meestal 'n weermag kan dit uitsorteer, maar so dis groot goed, ek dink nie ons moet daarop ingaan nie. Die belangrike ding is net dat sekere tale hierdie ladingsfunksie begin kry, en dan domineer dit wat binne so 'n taaldomein gebeur, wat die tale word gebruik, ensovoorts ensovoorts. Nou net ter illustrasie, ek gaan nou nie hierop ingaan nie, dis meer van die algemene domeine, soos dit nou maar gewoonlik verstaan word. By die huis praat jy 'n sekere taal of tale, afhangende van wat in die huis aangaan. Wat kan verskil van jou onderwysdomein en ook byvoorbeeld van jou werksplek? En dit hoor mens deesdae op RSG, die mense wat nie meer Afrikaans kan praat in die onderhoude met Udo en kollegas nie, hoor dit in die aande ook op die geldprogram. Ryk kry dit nog reg om vloeiende Afrikaanssprekers te kry. Mense hoed afhaal, maar jy hoor, mense kan gewoon nie meer Afrikaanse onderhoude voer nie, want hulle duidelik werk in Engels. En as hulle dan moet praat oor dinge wat verband hou, 'n domein wat verband hou met hulle werk, kan jy hoor die gestruikel en kan nie meer Afrikaans praat nie. So dit is 'n ernstige situasie. En natuurlik die hele ding van in die geloofsgemeenskap is dit iets anders is. Dis nou as daar nog een bestaan, maar daar is ook nou weer iets anders, soos die ATR gewys het met sy onlangse poging tot 'n opname. Maar okay, so die groot punt is daar's verskille tussen die taaldomeine. As jy in 'n samelewing soos Nederland groot word, is jou kans groot dat daar baie min verskille in taalgebruik tussen die verskillende domeine gaan wees.
Ons weet nou wel in die onderwys probeer die Nederlanders die hoër onderwys vir Engels, maar julle sal ook weet daar's nou 'n terugslag en 'n omkeer na omtrent omdat die vervlakking nou ook daarmee ingetree het en die rykheid van akademiese diskurse het verdwyn. Maar goed, dis 'n ander saak. Dis 'n belangrike ding net om te illustreer hoe die domeine werk. Kom ons kyk na taalwetgewing in Suid-Afrika en dis 'n professor van die kerk wat ek nou nie geken het nie, wat 'n baie goeie oorsig al gegee het oor hoe dinge ontwikkel het. Die kern hiervan is dat 1963 'n draaipunt is, omdat dit die eerste keer was waar ons wetlik die 9 sintotale as amptelike tale erken het. Weliswaar in beperkte domeine en eintlik in die geval selfs beperkte regio's. En dit was natuurlik nou verbind aan die toevoorsiene tuislande wat vanaf die 70e jare tot stand gekom het. Maar dis die belangrike een ding hieromtrent. Tot daartoe was dit maar Nederlands, Engels wat ingekom het, Nederlands wat uitgegaan het, Nederlands wat teruggekom het in 82 as 'n mede-amptstaal en ook veral in die wetlike domein 2 jaar later weer met 'n wet teruggevoer is. En die was 'n hele strydpunt hier in hierdie tydperk rondom wat in die howe gebeur en al. Dis eintlik 'n interessante geskiedenis om na te kyk. En dan die Suid-Afrika wet wat dan nou die Verenigde Suid-Afrika gevestig het, waar Engels en Hollands die amptelike tale was, en dan die wet op amptelike tale wat ons nou vanjaar is mos nog vanjaar, né, wat ons vanjaar vier, waar Afrikaans ook toe gedefinieer is as Nederlands saam met Hollands, daai ingewikkelde maar baie slim formule wat hulle gebruik het. En dan natuurlik die Republiek Grondwet wat nou daai amptelike status van Afrikaans na as Engels gekondeneer het en wat eintlik effektief Nederlands toe van die kaart af gehaal het. Nou na 63 het ook 'n sekere ontwikkeling plaasgevind wat uitgeloop het op ons 96 grondwet met die erkenning van die tuislandtale wat al in 63 regionaal amptelike status gekry het, wat nou in 93 volle amptelike status gekry het en wat gekontinueer is in 96. Die tale wat hier amptelik gemaak is en hier verskil wel 'n bietjie, maar ons gaan nie daarop ingaan nie. Dus niemand het, lyk my, nog daarmee 'n probleem gehad nie. Die tuislande, ek dink nou maar net Wikipedia, maar Skiering het eintlik 'n mooi opsomming hiervan gemaak, Gerrit Skiering. Maar sommer net vir illustrasie doen, en dit is nie heeltemal verkeerd hierdie nie. Elke land het mos sy taal en het sy volk, né? Daai baie mooi netjiese tuisland filosofie. Nou het ons nog gesien, die sintotale het hier wel 'n statusverhoging gekry binne 'n sogenaamde staatelike opset. Van hulle was nie state nie, soos die onderste groep, maar die boonste was sogenaamd Kamma-state. En hieruit het dan nou 'n tradisie van 'n taalbeleidsbenaderings ontwikkel. Pre-63 kan ons sien was dit oorwegend funksioneel, so daar was nie pogings voor 63 om die inheemse sintotale te betrek nie. Dit het eers daarna gebeur. En die tuislande het wel, maar ons weet ook, die tuislande het eintlik die prominensie van Engels as 'n amptelike taal
gevestig. Dis eintlik van waar dit kom. Jaap Steyn het in sy boek ook gesê dat in die RSA die later jare hier van die 80s af Engels ook toenemend die funksionele taal geword het, maar ons benadering was die van gelykberechtiging, 2 amptelike tale, dis funksioneel, dit lê nog onder die drie maksimum perk. Hieruit het 'n bepaalde tradisie ontwikkel wat voortgesit sou word, maar toe kry ons nou die 96 'n raamwerk vir taalbeleid en dis eintlik 'n raamwerk wat 'n gediversifiseerde taalbeleid in die vooruitsig het, maar gelykertyd moet ons ook as 'n voetnoot en in fluisterstem sê 'n onuitvoerbare taalbeleid. Nietemin, aan die een kant word nou vir die eerste keer grondwetlike inklusiewe benadering ingevoer, waar dit in die verlede suiwer funksioneel was, want in die verlede het ons in die groter Suid-Afrika met net 2 amptelike tale gewerk. So daar was argumente van inklusiwiteit daarbey betrokke, maar die uitkoms is 'n funksionerende staat wat in 2 tale funksioneer en julle sal onthou, dit was hierdie 50-50 bedeling van gelykberechtiging. Maar die nuwe een kom nou met 'n klomp inklusiewe elemente en die een daarvan is die histories gemarginaliseerde inheemse tale moet voorkeur kry. Dit staan in die tweede subartikel van die taalklousule. Hierdie tale moet sy uitbreiding moet sy gebruik moet uitgebrei word en hulle status moet verhef word. Dan is daar die onmoontlike norme wat die gelykberechtigingsnorme vervang, gelykheid van aansien en billike behandeling. Dit is eintlik maar egalitaire norme hierdie, want niemand kan hulle toepas nie, niemand verstaan dit ook mooi nie. In ieder geval nie 'n staatsamptenaar wat die beleid moet uitvoer nie, gaan dit nooit verstaan nie. En dan staan daar nog die munisipaliteite wat 'n uitsondering het, hulle moet taalgebruik en voorkeure van hulle inwoners in ag neem. Dit is maar al wat hulle moet doen. Nou, jy weet, jy kan die dinge in ag neem op enige manier. Dit is soos ons universiteit werk, hulle konsulteer, maar dan sê hulle eintlik vir jou wat jy gaan doen. Dis daai tipe van, jy kan daarom sê jy het gekonsulteer, maar in dieselfde proses het jy nie eintlik 'n keuse die ou wat deelneem. Dan aan die ander kant het jy die funksionele benadering nog steeds in die grondwet ingebou. Die grondwet vereis dat die regering om te kan funksioneer, ten minste 2 amptelike tale gebruik, op basis van 3 tipe kriteria, demografies, ekonomies en taalhouding. Dan het die wet, die weegatwet, die wet op die gebruik van amptelike tale, het die ding mos uitgebrei na 3. Hulle wou in die uitbreiding na 3 die goeie ding gedoen het, deur die een taal uit die groep van HGMIT tale te haal. Maar daar was die Afrikaans sprekendes op die komitee was geweldig gekant daarteen. Nikki, die ex-omroeper, was een van die vurigste teenstanders daarvan. En dit het toe ongelukkig weggeval. Ek het gedag dit was 'n baie goeie skuif geweest. So, kortliks, as ons na die taal opset nou kyk, is funksionaliteit is veronderstel om swaarder te weeg. So dit wil hê ons moet met minder amptelike tale werk, maar nou sit ons met die feit dat jy 12 amptelike tale het, 11 eintlik, teoreties nog nie 12 nie, maar wat doen jy nou met hulle? So jy moet inklusiwiteit in aanmerking neem, maar dis nie 'n kwantitatiewe oorweging. Dit moet mense in gedagte hou, omdat die funksionaliteit swaarder weeg. En dit is eintlik deur latere
regspraak bevestig, soos ons sal sien. So, ons kyk net vandag na die wetlike taalmandate. Die staat, dit word so genoem, artikel 6.2, hy is verantwoordelik vir hierdie bevoordeling van die histories gemarginaliseerde inheemse taal, die Sintu taal. Dan is die nasionale regering, die provinsiale regering verantwoordelik om 'n doeltreffende regering tot stand te bring, deurdat hulle nie verplig word om in meer as 2 tale te funksioneer nie, en later, soos ek sê, het die derde een nou bygekom met die wet op die gebruik van amptelike tale, en dan die munisipaliteite is hier 'n uitsondering. Dit bly onduidelik, moet hulle doen wat die ander 2 regeringsvlakke doen, of kan hulle maar gewoon net voortvoeter. En dan het Pansat in artikel 6.5 het sy eie taalmandaat, en dit gaan eintlik maar hoofsaaklik daaroor dat Pansat die taalbedeling moet bevorder, veral die amptelike tale, en dan ook om moet bemoei of haar met taal ontwikkel. Dan het hulle ook taalregte ding in Pansat se wet ingebou, wat baie problematies is. Ek onthou toe ek 'n lid van die raad was, die gevegte wat daaroor plaasgevind het, omdat dit nie tipiese funksie van 'n taalraad is nie. Dit is eintlik 'n ding wat by die Menseregte Kommissie moet lê en sovoorts, maar dit los dit daar. Dis maar net, julle net sien, daar is so iets soos 'n grondwet met 'n taalklausule, en dan belangrike deel die handves vir menseregte met ook 'n klomp taalbepalings in, waarby ek nou uitkom. Die handves vir menseregte bevat ons linguistiese menseregte. Die artikel 6 wat ons nou behandel het, bevat geen taalregte nie. Daar's nie een bepaling hier waarop jy jou kan beroep nie. As jy byvoorbeeld jou wil beroep op iets, dan moet jy kyk na die vereiste dat die regering, en die nasionale regering moet in ten minste 2 tale funksioneer. So al waarop jy jou basies kan beroep, is dat die staat met hy moet kan bewys dat hy in 2 tale funksioneer, die regering, en jou reg daaromtrent is nou wat? Jy kan nie aanspraak maak dat een daarvan jou taal moet wees nie, want daar is geen bepaling dat die regering verstaanbaarheid die moet oorweeg nie. Wel is daar die kriterium wat ek genoem het van die demografiese kriterium van taalgebruik sterk omstandighede. So daar kan jy dalk nog 'n beroep maak, maar ek twyfel of jy iewers gaan kom wat hierdie artikel betref. So ons taalregte lê hier. Die taalartikel moet gereguleer word deur wetgewing, en hierdie verskillende instansies speel daarin 'n rol met hulle mandate. In die geval van linguistiese menseregte is dit 'n kwessie vir die howe. Regerings moet sekerlik toesien dat hierdie regte nagekom word ensovoort. Die belangrike een van hierdie regte is daai een in groen, die onderwysreg, die reg tot onderwys in die amptelike taal of tale van keuse. Dus nie, jy het nie 'n reg tot moedertaalonderwys nie. By implikasie wel, as jy 'n enkelmedium skool oprig en daai enkelmedium skool is nou in jou moedertaal, dan het jy seker by proxy so 'n reg. Maar mense maak soms asof dit 'n enorme reg is hierdie moedertaalonderwys, dit is nie so sterk reg nie. Goed, kom ons gaan voort, ek moet die tyd bietjie dop, ek is nou by my resultate, ja. Goed, van my domeinanalise. Nou wat ek gedoen het in die TGW artikel, en ek moet sê, Cornelis Lourens het my nogal onderhande gehad oor die regsplegende een, en as hy nou vanaand hier is, moet hy nou maar verlief neem met wat ek sê, want
ek het eerlikwaar nie tyd gehad om sy kommentaar by te werk nie en ek probeer ook nog verstaan wat hy als vir my gesê het, want dit is regstaal, is nie 'n domein waarin ek funksioneer altyd nie. Maar goed, as ons kyk na die administratiewe domein, die taalgebruik daar word beheer, soos ek sê het nou, uiteraard deur wat in die grondwet staan, maar wat nou in die wet op die gebruik van amptelike tale verder gevoer is. En hierdie wet vereis natuurlik dat staatsinstellings taalbeleide moet formuleer, wat dan nou die ideale van die grondwet oor die opheffing van die histories gemarginaliseerde inheemse tale en hulle gebruiksuitbreiding betref, en natuurlik met inagneming van die beginsels en norme en al daai dinge. Dis 'n onmoontlike taak en mens sien dit ook in die tipe taalbeleide wat hierdie instansies geformuleer het. Maar die jure reëling hier is dat ten minste 3 amptstale gebruik moet word en die oogmerk daarmee is effektiewe administrasie. So hier word dit eintlik uitgespel. Nou, as mens nou gaan kyk hoe elke instelling, byvoorbeeld regeringskantore, hulle beleide geformuleer het, dan is dit eenvoudig net groot wanorde, want wat hulle almal gaan doen het, soos julle weet, hulle het almal net al 11 tale gaan insit. Min of meer is dit wat almal gedoen het. En dan is daar nou snaakse formulerings in, en dan, so ons val dit nou maar terug op dieselfde ding, jy moet ten minste 3 gebruik. So hierdie taalbeleide het ons niks verder geneem nie, en dit was eintlik die bedoeling, dat hulle ons verder moes geneem het, as net 'n klakkelose herhaling van wat eintlik in die grondwet staan. Nou, in die uitvoering van die beleid, ondersoeke wat nou al daaroor gedoen is, wys dat wat eintlik gebeur het, is dat die tradisionele taalpaar Engels en Afrikaans in baie gevalle nog eenvoudig voortgesit word. Die van julle wat onlangs by 'n staatskantoor moes vorms invul, sou kon gesien het, dat van daardie vorms ad infinitum in Afrikaans en Engels gedruk is. Mens wil nie weet hoeveel pakke papier daar lê in staatskantore nie, want dit gaan nou maar nog so aan in Afrikaans en Engels. So dit kom nou maar uit die tradisie, maar dit wys ook, illustreer ook eintlik die ding van funksionele lading. So Afrikaans het oor die 100 jaar amptstaal bestaan, het in die administratiewe domein wel funksionele lading bewerkstellig naas Engels. Natuurlik in die minder dominante posisie van die taalpaartjie, maar nogtans dit gaan so voort, en van die ondersoekers wat dit nou vasgestel het, is verskriklik geskok daardeur, want dit mag nie. Hoekom is Afrikaans nog daar? Maar wat dit dan nou uiteindelik vir die gemarginaliseerde tale beteken, is dat hulle effektief daar is net as 'n bling oefening. Dit is suiwer simbolies van aard. Van die ondersoekers hieroor kon nog nie die funksionele aanwending van hierdie tale regtig vasstel op dieselfde vlak as wat mense nou kry van Engels en Afrikaans. Jy stap in, jy kry 'n vormhuis in Engels en Afrikaans. Daar's nie nog 'n taal by nie, of jy kry nie 'n vorm in een van die ander tale wat nou byvoorbeeld in daai spesifieke staatsdepartement se beleid genoem is nie. Die wetgewende domein word bereël deur die Joint Rules of Parliament. Daar's ook nog so 'n ander ding wat ek nou nie ingevoeg het nie, van besluite wat op 'n forum geneem word daar. Maar die wet, hierdie reëls bepaal dat alle wette in ten minste 2 amptelike tale moet verskyn, en dat jy wel jou debat in enige taal kan voer, maar
dat daar nie in al die tale tolking is nie. So jy kan in Afrikaans praat, daar sal 'n tolk wees vir jou, maar ek was nou al hoeveel keer in die parlement in daai hokkies om te gaan kyk hoe dit werk. Dit is net chaoties en dit werk nie. So hierdie hele ding van jy kan in enige taal debatteer, realiseer nie einde. Jy kan, maar dit gaan nie noodwendig getolk word nie. Die kwessie van die wet in ten minste 2 tale, wat die konvensie is wat nou ontwikkel het, is dat Engels is die de facto verslagtaal. Die wet word dan gekonseptualiseer en dan word dit na 'n ander taal vertaal en onthou dit word op 'n roterende basis gedoen. So jou taal kom so by elke 11de wet moontlik ter sprake as iemand onthou dat dit moet gebeur. Koos Malan het al op hierdie goed ingegaan, dit gebeur nie regtig soos dit moet nie. En ek dink daar's ook ander wat dit al ondersoek het. So wat mens hier kry is wat uiteindelik in 'n uitspraak in 'n saak van Cornelis Lourens teen die parlement ter sake gekom het, en dis hierdie beginsel van gesanksioneerde diskriminasie, dat jy mag net in Engels funksioneer, het die betrokke hof beslis. Daardeur diskrimineer jy nie teen die ander tale nie. Dit is gesanksioneerde diskriminasie. Dis die beginsel wat hulle vasgestel het. En nou die rotasiestelsel werk op dieselfde beginsel. Een wet word in Zulu gepubliseer, volgende wet in Sotho ensovoorts. So as jy nou dowe is wat graag 'n gebaretaalwet wil hê, buiten die feit dat dit moet nou gevisualiseer word, so dit moet 'n video wees, gaan jy nou moet wag, jy kom eers 12de aan die been, afhangende van waar jy in die rangorde staan. Die regsplegende domein, weet ons almal van daai kontroversiële howe van die hof uitspraak, dit gaan skynbaar, het ek nou iewers tussen die lyne gehoor, binnekort aangevat word, daai slegte Engelse gesegde, want dis die besluit wat bepaal het dat Engels die verslagtaal is, alles is net in Engels, jy mag nog ook in die hof in 'n ander taal praat, daar kan 'n tolk vir jou gegee word, maar het ons ook hierdie beginsel van gesanksioneerde diskriminasie. Dan onderwys is daar 'n hele klompie dinge, maar die kern daarvan is natuurlik die onderwyswet wat bepaal jy die reg tot onderrig in die taal van jou keuse. Daar word dit wel so geskryf, dit gaan nie daaroor die amptelike taal nie, so die twee is bietjie teenstrydig, grondwet se bepaling en die onderwyswet. Dan die SASSA-wet wat vir gebaretaal amptelike taal gemaak het, die onderwystaalbeleid wat dan nou voorsiening maak, nie noodwendig net vir Engels nie, maar dit is uiteindelik hoe dit vertolk word, en dan die belangrike nasionale kurrikulum verklaring van 2002. En dis ook die ene wat gebaretaal ingebring het as een van die huistale. Ten minste in die onderwys is al die amptelike tale huistale, almal is ook eerste en tweede addisionele tale. So daar lê hulle gelyk, maar die voorkeur word gegee aan Engels as addisionele taal. Julle sal ook weet, die wat hier op werk, dit is die een taal wat die meeste aandag kry in syllabus, herskrywings, kurrikulering ensovoorts. En dan die wet op hoër onderwys, daai kontroversiële een oor die inheemse tale, wel nie die wet nie, die taalbeleidsraamwerk wat gebaseer is op die wet, wat werklik waar eksplisiet sê, Engels is die taal van onderrig en leer, maar dan is 'n gaping, mens kan daarom nog ook in Afrikaans onderrig gee, maar jy kan tegnies ook in die ander tale as jy wil, as dit moet, as dit kan. Maar die feit dat jy in 'n taalbeleid so iets inskryf van Engels is,
is die saak eintlik verlore. So niemand lees verby daai sinkie nie. So die res van die tale wat die gebruik moet word is eintlik simbolies van aard. So kom ons som dit nou op met die tyd in gedagte. Net om te bevestig wat ek probeer sê het. As ons kyk na wat taalbeleidsbenaderings besprake is in die regsplegende domein, eintlik al 4 speel funksionaliteit 'n belangrike rol. So daar is die neiging tot minder tale, maar die neiging is ook tot slegs 1 taal, soos ons in die regsplegende domein kry. In die wetgewende domein eintlik ook maar hoofsaaklik in Engels, maar daar's daarom nog 'n wetlike vereiste dat van die ander tale gebruik moet word. So as mens nou byvoorbeeld 'n stryd wil voer, dan sou jy kon aandring daarop dat hierdie reël toegepas word. As jy nou byvoorbeeld Afrikaanse wetgewing wil hê, dat jy daarom elke 12de wet in Afrikaans kry. Dit kan jou minimum strydpunt wees. So jy het iets om op terug te val ten minste as jy sou wil. Dan in die administratiewe domein het ons ook die hele funksionaliteitsbeginsel en dan sien ons ook dat Engels eintlik nou maar hier de facto die taal is wat in al die taalbeleide verskyn en hy staan ook altyd eerste, as ek reg kan onthou, en die ander is maar simbolies van aard. Afrikaans, soos ons gehoor het, funksioneer ook nog amper daar as deel van die taalpaar. Maar die inheemse tale kom nie eintlik te sprake nie. So die enigste domein waar daar nog regtig iets sinvols gebeur met die ander tale en met Afrikaans is die onderwysdomein. So, mense het hierdie vraag wat terugslaan na die advokaat se stelling oor die inheemse gemarginaliseerde tale. Lyk vir my hulle status word verhoog deur die taalwetgewing, maar gelykertyd ook verlaag deur dieselfde wetgewing. So die verhoging het te maak daarmee dat hulle nou ingebring is in die rotasiestelsel. So dis tale wat nou in nasionale wetgewing kan verskyn wat voorheen nie daar was nie. So dit is ter uitvoering van hierdie staatlike mandaat dat hierdie tale se gebruik uitgebrei moet word en status verhoog moet word. Dan word hulle ook beveel deur die ten minste 3 tale in die administratiewe domein. So jy weet die onderliggende daar is dis Afrikaans en Engels en plus een van hierdie tale. So dis ook iets wat nie voorheen daar was nie. En dat hulle nou addisionele tale in die onderwysdomein is as huistale en addisioneel. Dis ook 'n statusverhoging. So in daai opsig kom die staat wel sy mandaat na. Vir gebarentaal is dit definitief 'n statusverhoging, maar dis ook 'n statusverhoging wat al oor 'n lang tyd kom. Die taal is al in 96 amptelik gewees. Hy was ingesluit by Pansat se taalmandaat. Hy was ingesluit by die onderwystaalbeleid by implikasie. Hy was in die nasionale kurrikulumverklaring gesluit. In die WGAT staan daar dat iemand wat met die staat verkeer en wat gebarentaal as voorkeurtaal gebruik in sy verkering met die staat, moet deur die staat tegemoet gekom word, moet geakkommodeer word. Nou daai voorreg het sprekers van, die horende sprekers van die ander amptelike tale glad nie. Dan die huistaalkurrikulum wat uiteindelik ingestel is, enigste probleem is, hy is nog nie addisionele taal nie. Hy word erken in die Taalpraktisynsraad wet as gebarentaal gelyk aan gesproke taaltekste, mondeling en geskrewe. Hy is ingesluit by die hoër onderwys taalbeleidsraamwerk as een van die tale wat ontwikkel moet word en gebruik moet word.
En dan, soos julle weet, het hy 'n manifest, die enigste taal in Suid-Afrika met 'n Pansat manifest, waaraan 'n klomp vooruitsigte en beloftes gemaak word wat baie positief vir die taal is. So, wat is die vooruitsigte? Prof Jan Becker in Pretoria het bietjie met tong in die kies gepraat oor al hierdie opstote vir Afrikaans, wat hy gesê het, hy is bevrees dat mens maar nie eintlik vreeslik ver kan kom hiermee nie. Hy het nou spesifiek oor die regstaal gepraat, maar dit het eintlik ook betrekking op die ander. Hy sê dis om te dink ons gaan Afrikaans in 'n posisie terugkry met dieselfde taallading as voorheen is wensdenkery. En hy sê hy 'n belangrike ding, die mense wat nou daar werk, is nie eens Afrikaans magtig nie en gee nie regtig om daarvoor nie. So dit is maar wat ek probeer sê het, hierdie domeinanalise wys dat dinge eintlik in 'n rigting gaan. So die twee belangrike insigte, en daarmee dink ek sluit ek af, is dat die staat 'n baie dominerende rol speel in die uitvoer van taalbeleid, wat dit baie sleg maak. Dit ontneem die burger inisiatief om met inisiatiewe van onder na bo te kom, maar dit sluit dit nie uit nie, maar jy sit met 'n dominerende staat wat taalbeleid betref. Natuurlik ook ander dinge, maar veral taalbeleid. En dan het ons gesien, die analise wys daar's 'n swakheid in die wetgewing, met onderwys as die enigste klein uitsondering. So, indien mens nou wil 'n stryd voer, dan dink ek moet mens iets maak van die beginsel van gesanksioneerde diskriminasie, maar omdraai dat dit nie net op Engels betrekking het. So dan kan mens hierdie tipe van leses gebruik alle amptelike tale, al 12 altyd, maar nooit meer as 3 onder spesifieke omstandighede. So jy akkommodeer inklusiwiteit simbolies, deur te sê jy doen dit altyd, maar as jy deur dit af te bring na net 3 tale, en dan gaan jy natuurlik nou maar met die roterende stelsel moet werk, kry jy daarom 'n element van funksionaliteit in die stelsel, en as jy dan oorweeg en na die hele toneel kyk, gaan al 12 iewerste altyd besig wees en funksioneer. Dan het ek nou voorstelle gemaak, maar ek gaan stop daarmee. Ek dink my voorstelle is geïmpliseer indien daar dalk vrae is. Theo, verskriklik baie dankie. Hierdie is natuurlik wette en dinge waarvan die meeste van ons al kennis geneem het, maar dit is so wonderlik om iemand met soveel gesag en soveel kennis hieroor te hoor praat. So regtig verskriklik baie dankie, net dat jy al hierdie dinge vir ons ontsluit het. Is daar enige iemand wat 'n vraag wil vra? As jy iets wil vra, jy kan dit in die chat funksie tik. Hier aan die regterkant onder aan die bladsy is so 'n spraakbordel, en as jy daarop klik, dan kom jy by die kletsvenster uit. En as jy dan nou nie wil self jou vraag vra nie, kan jy jou vraag daar daar intik, en dan sal ek dit voorhou. Anders kan jy ook jou hand opsteek, en dan sal ek jou kans gee om jou vraag vir Theo te vra. Maar terwyl mense dan nou moet by mekaar skraap om een van bogenoemde te doen, Theo, wil ek sommer vir jou vra. Ja. Die Bella wetgewing. Ja. Is natuurlik nou iets niets, en dit het groot oproer veroorsaak in die Afrikaanse sprekergemeenskap veral. Wat dink jy daarvan? Dink jy dit is implementeerbaar? Dink jy dit is iets wat tot voordeel of nadeel van die inheemse tale gaan wees? Ek wil graag jou gedagtes daaroor hoor. Ja, ek het nou die wet 'n hele paar keer gelees, want mense neem nou kennis van die ophef. Maar ek kan nie heeltemal saamstem dat die wet
nadelig vir Afrikaans is nie. Ons moet bly onthou dat die Afrikaanssprekende gemeenskap 'n verdwynende gemeenskap is. Dit is baie dieselfde as die debat wat by Koffsies plaasgevind het oor moet ons parallel medium behou of nie. Ons kon gewoon nie, want daar was eenvoudig nie genoeg Afrikaanse studente om dit te regverdig nie. Dis daai tipe, dis die ding van taaldemografiese realiteit. Kyk na die verspreiding van Afrikaanse skole, waar is hulle, waar kan hulle nog wees ensovoorts. So mens moet 'n klomp faktore in gedagte hou en die besluitnemer moet natuurlik die mandaat omtrent skoolvoorsiening nakom. Dis die eerste ding wat moet gebeur. Taal is nie die absolute kriterium in daai opsig nie. So die ouens moet hulle werk doen. En natuurlik jy kan amptenare kry en daar's mense daar in Gauteng wat ons ken met die naam Lesofie wat hulle mes in het. Jy het sulke tipe elemente in die regering. Maar daar's maniere dink ek om daarmee om te gaan, om saam te werk met FETSAS wat Jakole wat 'n baie nugtere benadering het tot hierdie dinge, om seker te maak dat mense ten minste behou wat jy kan behou binne die wet. En dit is moontlik, want die wet maak voorsiening daarvoor. Daar is maniere om die posisie van Afrikaans in bepaalde skole nog te behou. Maar ons moet begin aanvaar, dis 'n tendens nou oor jare, dat ons dit nie meer altyd oral sal kan doen. En ek dink dis waarmee mense moet vrede maak, dan moet mense die volgende stap neem van, goed, indien ons hom nie as ons nie noodwendig 'n Afrikaanse skool kan behou nie, wat is die tweede beste, hoe kan ons hom nog as in onderrighoedanigheid behou, en hoe kan ons hom ten minste nog as huistaal, ensovoorts. Ek vermoed dis die soort van benadering wat mens moet volg, en dan sal mens ook moet aanvaar dat mens met die onderwysowerhede eerder 'n konstruktiewe verhouding moet opbou as 'n aanvallende ding. En ek dink die laaste ding wat mens moet doen is om na die politici toe te hardloop, want julle sien almal hoe chaoties is ons politiek. So hou hulle uit die ding uit heeltemal en kyk of mense nie op 'n konstruktiewe manier die beste pad vorentoe kan kry nie. Ek stem saam. Fantasties, dankie. Enige ander vrae? Terrence. Ekskuus, jy moet net asseblief onthou om jou mikrofoon aan te sit. Okay. Terwyl ons wag vir Terrence om sy dinge, daar's hy, dankie. Ja, maar dit het 'n rukkie gevat. Goeienaand almal, hallo Theo. Hallo Theo. Ek het meer eintlik 'n kommentaar as wat 'n sekere vraag is. Ek wil net terugkom na jy het verwys onder andere na die wet op amptelike tale wat toe nou weer die beleide na vore toe gebring het. En jy sê onder andere dit maar eintlik net beteken dat baie van die staatsdepartemente het eintlik toe maar net al 11 tale op daardie stadium maar net weer verpak in hierdie beleide en nie regtig iets. Maar ek vind ook as mens kyk na sommige staatsdepartemente wat ook gebeur het is dat baie van die departemente het eenvoudig net blaatant Engels gebruik en geen van die ander tale. En ek vind dit nogal veral interessant wanneer mense dan juist kyk na die polisie of dan die departement van justisie en dan veral in provinsies soos KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Noord-Kaap waar jy pertinent sprekers het waar die meeste van die sprekers is eintlik maar monitalig, weet, en hulle praat eintlik Engels met groot moeite, weet, so daar streke in die Noord-Kaap waar die mense basies uitsluitlik Afrikaans praat, of in KwaZulu-Natal waar meeste van die mense letterlik net Zulu praat, hulle is amper glad nie enigiets anders te magtig nie. En hierdie is dan juist eintlik die terreine waar jy meertaligheid sou kon aanwakker deur middel van hierdie beleide,
Maar dan sit jy met 'n beleid waar die polisie bedien jou net in Engels byvoorbeeld of ja. Ja, nee, maar dit Koos Malan het al hele klompie jare terug het hy uitgewys dat hierdie ding het ontstaan, hierdie dilemma het ontstaan deur is die feit dat jy 'n stuk sienige bestuur het wat nie rekening hou met die taaldemografie van die streek of die gebied waar hulle die amptenare gaan neersit nie. En dit was deel van hulle program van transformasie. So hulle het geredeneer, jy vat 'n Zulu sprekende polisman en jy gaan sit hom in Philippolis. Ons het dit letterlik gekry hier in Philippolis. En dan kry jy natuurlik nou die resultaat daarvan. So dis 'n onsinnige manier van beplanning wat en Koos het geredeneer dat bietjie moetswillig ook gewees. So dit is so jammer en so dom. En dis die tipe dinge waaraan die Taalraad aandag kon gegee het al intussen om advies te gee aan die Departement Justisie. En ek moet sê hulle is oop. Ek was met hulle al in 'n gesprek gewees hieroor. Hulle is oop vir hierdie idees. Maar dit is natuurlik uitvoerbaarheid is altyd 'n kwessie. Maar ek dink daar is 'n gevoel dat mens hierdie ding anders moet aanpak en dat die taalrealiteite intussen tyd vir die ouens nou begin wys het. Dit kan nie so werk nie. En gelukkig het hulle nou soveel ander probleme ook. Maar dit is regstelbaar en dit is die bedoeling van daai wet van die weergatwet dat die ding op die manier hanteer moet word. Maar ongelukkig die riglyne is nie stewig genoeg nie. Hulle kon baie meer in daai wet ingevoer het, maar hulle is te bang, vrek bang om te preskriptief te word. En dit is daai bruggie is wat die ouens moet oorsteek. As hulle dit kan regkry, dan dink ek gaan jy 'n meer funksionele en 'n funksionerende bedeling kry, soos wat terms nou suggereer, wat jy nou byvoorbeeld in die Noord-Kaap behoort het. Enige ander vrae of opmerkings vir Theo? Ja, ek sien net my goeie vriend en kollega Paul Koevelier, wat ek vir die eerste keer in 'n paar jaar van aangesig tot aangesig sien. Sal graag hoor wat hy dink. Ons hoor nie vir jou nie, Paul. Ek weet nie wat die probleem is nie. Nog nie? Jammer. Spytig. Miskien terwyl Paul probeer om sy mikrofoon uit te sorteer, enige ander vrae? Dan gaan ek voor op die waar nog iets vir jou vra, Theo, want iets wat nogal deel is van ons leefwêreld in Afrikaans is ook al die variëteite van die tale. So ons praat dan nou van die 12 amptelike tale, maar al hierdie tale dan nou ook nog verskillende variëteite. En in Afrikaans sien ons nou byvoorbeeld dat daar groot bewegings is uit die geleedere van Kaaps Afrikaans of Afrikaans sprekers, wat dan nou Kaaps ook as 'n aparte taal wil posisioneer. En ek sien dit ook by ons kollegas by Afrika tale. Ek het daar iemand wat in Sepedi werk en wat sê presies dieselfde situasie is eintlik daar aan die gang. Daar's ook variëteite van die taal wat eintlik nie die sprekers van daai variëteit kan eintlik nie heeltemal die standaard variëteit goed verstaan nie. So, hoe beredder mens dan nou die situasie, want ons praat nou van 12 amptelike tale wat klaar te veel is, maar daar's dan nou nog al hierdie ander variëteite binne die taal ook. Ja, wel, dis eintlik 'n vraag wat ek graag vir Prof. Paul Koevelier sal wil vra, omdat dit gaan ook oor
watter soort erkenning gee jy aan die verskillende variëteite of dialekte? My siening is dit is iets wat maar van onder af moet gebeur. Ek dink nie mens met regulering daar begin nie, want die tale wat in die grondwet as amptelik verklaar is tale met standaardvorme. Die enigste uitsondering is gebaretaal. En dis interessant genoeg, die eerste ding wat die president gesê het, die aand nadat hy geteken het, nou moet julle vir gebaretaal 'n standaard taal ontwikkel. Wat natuurlik bietjie gat oor kop is, want in Nederland het die regering gesê, ons sal Nederland erken, Nederlandse gebaretaal erken, maar maak dit eers 'n gestandaardiseerde taal. Dit is eintlik die prosedure wat dit moet volg. Maar die punt is, die tale wat erken word, is tale met 'n standaardvorm. En dit is nou maar net hoe dit is. So, wat kan mens in gedagte kan hou, is dat jy binne jou verskillende taaldomeine, het jy tog nou verskillende registers, ensovoorts. So, 'n vindingryke taalbeplanner kan gaan sit en kyk, wat kan mens binne daai taaldomeine invoer, wat 'n soort van erkenning kan jy verleen. Byvoorbeeld op 'n polisiestasievlak, is daar geen rede waarom 'n persoon nie die verklaring in die taal van sy keuse kan aflê. Dit is heeltemal, dink ek, binne die raamwerk van veeltaligheid. Maar van daar af sal daar dan 'n vertaalproses moet plaasvind ensovoorts. Maar op die oomblik word selfs dit verhoed deur hierdie getransformeerde plasings. Jy weet, van mense wat glad nie die taal van die streek kan praat nie, wat dan moet in Engels funksioneer. So dit is jou grootste probleem. Ek dink dis 'n groter probleem as om toeskietliker te wees vir die aanwending van variëteite. Paul, is jou mikrofoon al? Ek sien hy het iets getik hier. Okay. Ons kan lees, ja. Okay, dankie Paul. Ek gaan nou nie my beste Nederlands hier uithaal nie. Paul, op dat sowel in Afrikaans as in Vlaandere daar 'n gelyksoortige problematiek ontstaan, naamlik funksionaliteit, die opweeg van funksionaliteit. Vlaandere beteken dit op die oomblik dat die perfekte wetlike taalkader weggevee word deur dis dieselfde, ja, die funksionele oorweging dat Engels nuttiger en onmisbaar is. Ja, dis identies die argument in Suid-Afrika, dis stem ek met Paul saam. Dis die werk van alle wetgewing. Engels is nou byna die enigste taal in hoër onderwys. 97% van proefskrifte word in Engels geskryf. Ook in Vlaandere, Paul. Ja, dis so jammer Paul se mikrofoon werk nie. Ja. Maar dit is jy het die Paul nog dood daar. Jy kan hom nie. Ek kan niks hier doen nie en ek sien hy is nie meer gemute nie. So ek verstaan nie hoekom ons hom nie kan hoor nie. Dis jammer, maar Paul, dankie vir die bydrae. Maar ook dan nou interessant dat ons in Nederlands dan nou eintlik dieselfde probleme sien asof die hele wêreld eintlik besig is om hierdie Hierdie is Vlaandere, dis België. Vlaandere, skus. België, maar ek dink dit spreek ook van Nederland. Ek dink Paul stem saam, dit gebeur min of meer, want ek weet dis een van die kwellinge van die taalunie. Hierdie hele kwessie en veral die hoër onderwys. Dis hoekom hulle ook 'n hele klompie ondersoeke geloods het na wat in die hoër onderwys doen maar gebeur, maar ek het onlangs gehoor by die direktrice van die Suid-Afrika huis dat daar nou tog woelinge is rondom hierdie verskriklike Engels in die hoër onderwys. Paul sê nog iets, tegelykertyd is daar groot bekommernis oor die kwaliteit van leerlinge en studente in Nederlands en Engels. Ja, dis een van die goed wat Susan Coetzee genoem het, Coetzee van Rooi, oor die kwaliteit van die onderwys en dat dit nou kwelling raak in Nederlandse hoër onderwys, omdat daar 'n
afplatting van kwaliteit, dis 'n verval van kwaliteit, omdat nie meer in die sterktaal onderrig plaasvind nie. Dis dinge waar teen die Nederlanders, byvoorbeeld, ek weet nou nie van Vlaanderen nie, maar ek dink dieselfde, gewaarsku was, jare gelede, maar waaraan hulle nou nie hulle gesteer het nie, wat nou presies daar besig is om plaas te vind. So, dis die nadeel van Engels, dit bring vervlakking mee. En miskien net 'n laaste vraag, ekskuus dat ek nou so die hele bespreking nie oorneem, maar niemand anders het hande opgesteek nie. Die Pansat het 'n taalliggaam vir elkeen van die amptelike tale, maar daar is nou nog nie een vir gebaretaal nie. Weet jy of daar bewegings in die Nee, daar is een. Is daar al een? Ja, ek het hom nog persoonlik opgerig in 1998. Nee, hulle het 'n taal en dis daardie taalliggaam wat die manifest, die Suid-Afrikaanse gebaretaal manifest geformuleer het en bekendgestel het. En hulle werk ook nou aan die hele standaardiseringsvraagstuk, maar hulle werk ook nou baie op terminologieontwikkeling. Trouwens die hele Pansat en die hele departement kuns en kultuur is nou op hierdie oomblik omtrent net besig met die ontwikkeling van gebaretaal terminologie. En die taal is nog tegnies nie amptelik nie, maar in elk geval die goed is aan die gang. Ja, nee, so daai taalliggaam funksioneer nogal, ja. Ja, dis fantasties. Ja. Enige ander vrae of opmerkings? Monique. Ekskuus, ek weet die doel van die gesprek is nie eintlik oor gebaretaal nie, maar ek was sommer net geïnteresseerd want Celine het nou iets genoem oor Sepedi en ek het ook met kollegas onlangs hieroor gepraat en soos ek die situasie verstaan is daar baie sprekers wat ongelukkig is oor dit wat hulle nou gekies het om te standaardiseer, wat sê dat daai standaard vir die tyd verspil eintlik nou glad nie hoe hulle praat nie. So ek was maar net geïnteresseerd in terme van gebaretaal, is daar tot watter mate is daar op hierdie stadium ooreenstemming oor hoe so 'n standaard van die tyd sou lyk, of is dit op hierdie stadium ook maar nog verdeeld en dan nou deel van die probleem oor hoe mense werk gaan om so iets te doen? Die maklike antwoord is geen. Vir elke dowe is daar 'n gebaretaal. Nee, dit is 'n kwessie wat die Wêreldfederasie van die Dowes teen gekant is, maar hulle is gekant daarteen as gevolg van 'n wanopvatting oor wat standaardisering is. Ja. Standaardisering sluit nie variasie uit nie. En ongelukkig die dowe gemeenskap van Suid-Afrika het nou vasgehaak. Jy sal hulle gereeld dit doorsê by die punt van as jy standaardiseer, gaan jy gebaretaal armer maak. En dan gaan ons beklei oor wat is die regte vorm. So dit is 'n wanopvatting. Maar net om terug te kom by wat Celine gesê het oor die ander tale, daar's byvoorbeeld 'n soete taal in Pretoria, Sepitori, wat 'n baie sterk taal is, en wat die mense erken wil hê, wat sterker is as van die ander, en hy word wyd gebruik en so voort. So dis eintlik deel van die Suid-Afrikaanse chaotiese taalsituasie. En ons moet nou nog sien waarheen al die goed gaan kom. Maar enige beweging daaromtrent behoort van onderaf te kom. En ons moet wegkom van hierdie ding dat ons wil hê die staat moet alles doen, want die staat beheer nou al hierdie goed in taal, en dit veroorsaak dat niks gebeur nie. Ja. Dis hoekom die advokaat by Justisie gesê het, maar die gemarginaliseerde tale, daar gebeur niks met hulle nie. Dit is omdat alles oorgelaat word aan die staat, en die ding is ook so gestruktureer. So in daai opsig is die Afrikaanssprekende wêreld werklik 'n voorbeeld, van ons doen ons ding. Ons probeer so ver as moontlik wat ons kan, ons ding doen, en ons moet daarmee aangaan. Omdat ons maak die ander mense jaloers, ek hoor hulle gereeld dit sê, dan sê ek, maar goed, julle moet jaloers wees, maar doen iets. En dis nie ons werk om vir julle iets te doen nie, julle moet dit maar self doen. Ons is met ons eie ou taakie besig, en dit hou ons al besig genoeg. So ja,
Ja, en ek bedoel soos jy sê, dit wat in die Afrikaanse sprekergemeenskap gebeur, kan dan eintlik as voorbeeld dien. So mense kan adviseer en so aan, maar ja, uiteindelik moet dit van onderaf kom, presies soos jy sê. Ja. So Monique, om terug te kom tot die gebaretaal ding, dit is 'n gesprek wat nou aangaan, en ook omdat die president dit gesê het, so hulle weet nie presies nog hoe om die ding te hanteer nie, maar daar is eintlik in die onderwys reeds 'n vorm van standaardisering deur die kurrikulum vir gebaretaal huistaal. Daar vind dit al plaas op 'n ordelike wyse, en hierdie hele kwessie van die terminologie ontwikkeling waarmee hulle besig is, dit vind plaas en hulle oorweeg nou ook vir gebaretaal 'n leksikografiese eenheid. Soos jy vir die ander amptelike tale ook leksikografiese eenhede. So op die einde gaan hierdie instrumente alles bydra tot standaardisering, en ek dink die gemeenskap sal saam met dit groei en begin verstaan wat standaardisering eintlik beteken. Ja. Enige ander laaste vrae? Nou nie as iemand nog iets wil sê vir hulle afsien. Matthieu, dan net van my kant af verskriklik baie dankie, soos ek gesê het. Dit was heerlik om na jou te luister. Dit was super interessant. En ja, ons sal nog vir lank kan aanhou gesels as ons tyd gehad het. Ja, baie dankie. Ons waardeer jou tyd en jou moeite hiermee, en mooi bly, en hopelik sien ons mekaar binnekort weer ergens en dan kan ons verder gesels. Ja, baie dankie vir die uitnodiging en Paul dat jy by was. En baie dankie weer eens vir almal wat gekom het. Ek hoop julle gaan 'n heerlike aand verder hê. Ja. Dankie Theo. Mooi Paul, ons gaan nou 'n puntjie sakking.